Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Het julle al gewonder hoekom daar soos in Psalm 1 staan, welgeluksalig is die een wat nie in die raad van goddeloses wandel nie, en die wat ook nie op die weg staan van die sondaars nie, die wat nie in die kringe van die spotters sit nie. En dan ook in Psalm 119 vers 1 tot 2 staan daar ook, welgeluksalig is die opregtes van weg, wat die wet van God volhard. En dan ook in vers 2 staan daar, welgeluksalig is die, wat sy getuienis bewaar en hom van ganse hart te soek. Kind van God, ek wil gou vir jou verduidelik, hoekom, en hierdie is in die 1953 vertaling, net so om het te sê, want daar is in ander vertalings praat hulle van geseënd is die een, wat nie in die kringe van die spotters sit nie, en geseënd is die wat sy getuienisse bewaar. Nou welgeluksalig het net 'n bietjie meer van 'n betekenis, nou kom ons breek hom op, want dit is eintlik 3 woorde. Welgeluksalig. Nou wel, ek het gaan kyk wat die betekenis is, en wel is soos, dat het met jou goed gaan. Wel is soos, dat het vreedsaam met jou sal gaan, en ek bedoel nou nie vreedsaam soos om te eet nie, vreedsaam. Dit is om vrede in jou hart te hê, in daai spesifieke situasie, of waar jy jouself bevind, dat jy vrede het, dat het met jou wel sal gaan, goed sal gaan. Ons hoor baie keer hoe mense sê, gaan jou wel, of ek hoop dit is wel met jou. En dan natuurlik geluk. Ons almal weet, geluk beteken om gelukkig te wees, om tevrede te wees, om jy's net gelukkig, waar jy jouself bevind. En dan salig, ek is seker almal van ons het al beleef dat, as jy sê, salig is hierdie lekker koeldrank wat ek nou drink, of hierdie lekker koppie koffie, of as jy dalk miskien nou gaan swem na 'n vreeslike warm dag, en sê jy salig is die water. Dit is net verlig. Dit verlig jou. Dit is verligting wat dit bring. So kind van God, as ons nou al hierdie woorde nou saam sit, die groot som waarby dit uitkom is, dat jy vrede in jou hart het, dat jy gelukkig is, dat jy tevrede is. En kan 'n mens tevrede wees, as jy soos in 'n kring sit, waar daar net gespot word, vuil grappe vertel word, mense sleg gesê word, waar daar net geskinder word, waar daar net negativiteit is. Vir daai oomblik is dit ook miskien lekker, want jy is nou deel van 'n groep waar jy inskakel, en jy kan sommer net lekker gesels, en praat oor alles en nog wat, tytjies en daitjies. Maar as jy daar wegstap, en jy het 'n verhouding met God, kan ek nou vir jou sê, gaan die Heilige Gees vir jou teregwys, en vir jou vra, maar het jy nou nog steeds daai vrede? En jy gaan daaraan dink, jy gaan besef, nee Here, ek het nie die vrede nie. Kind van God, wanneer ons in gesprekke is, met ander kinders van God, dan kan ek vir jou sê, gaan jy daai vrede hê, wat jy nodig het. Want om oor Jesus te praat, om oor die evangelie te praat, om oor te praat oor wat op jou pad lê, wat jy kan doen vir God, en wat jy besig is om vir God te doen, te getuig van die Here, dit gee vir jou vreugde, dit is salig om daaroor te praat, want dit is bevredigend, dit maak jou gelukkig, en as jy wegstap van daai gesprek, dan het jy nog selfs net meer en meer vrede, jy voel nog meer salig, jy voel nog net meer gelukkig, want dit is iets wat vir altyd by jou bly. En dis hoekom die psalmdigter daar sê, welgeluksalig is dit met die, want as jy nie betrokke is om op die weg van die goddeloses te wandel nie, sal dit met jou goed gaan, sal jy gelukkig wees, jy sal tevrede voel. En soos ek reeds genoem het, as jy op die weg van die goddeloses is, en as jy dalk staan by die sondaars, om in te pas, sal jou laat gelukkig voel, ja, maar as jy weg daar is, dan is daar 'n leemte. Jy voel net nie meer wat jy gevoel het nie. So wat doen ons in hierdie situasie, kind van God? Ons strewe eerder daarna om welgeluksalig te wees. Ja, jy mag dalk nou nie beroemd wees en hoe kan ek sê populêr wees en jy weet
omdat jy nou nie saam met die wêreldse gesprekke wil spandeer nie. Daar sal vir jou gesê word, ja, jy's nou 'n nerd en ja, jy dink nou jy's beter as ons en al daai goedjies. Ek stel dit altyd so. Jy's beter af sonder daai gesprekke en sonder daai leefstyl. Maar is ons ooit beter as ander? Nee. Ons is beter af, miskien. Ja, maar nie beter as mense nie. Ons almal is gelyk. Ons maak foute, almal maak foute. Nou wat doen ons vir daai mense? Of wat doen ons met hulle? Ons bid vir hulle. Kind van God, daar's niks so kragtig soos gebed nie. Om te bid vir my Boeta en Sissa, wat op die oomblik op 'n weg is, waar hulle dalk miskien vir 'n oomblik vrede het, maar vir ewigheid, nee, daar's nie vrede nie, ongelukkig nie. So my Boeta en Sissa, ek hoop hierdie maak sin vir julle. Ek is 100% seker dit doen, andersins sou God dit nie op my hart gesit het om met julle te kan deel nie. Ek wil graag oor elkeen van julle bid. Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa, wat nou hierdie woord ontvang. Here, ek bid, mag hulle daarna strewe, om welgeluksaligheid te hê. Liewe Here, dat dit met hulle wel kan gaan, dat dit met hulle goed kan gaan, dat dit salig met hulle kan gaan. Liewe Here, en al kos dit vriendskappe, al kos dit om op 'n plek te kom, wat vir ons dalk miskien onbekend is, wat ons dalk dink, maar was dit nie maar beter om te wees waar ons was nie? Liewe Here, bid ek, dat ons sal vasklou om te weet, met ons sal dit wel gaan, want God is daar. Met ons sal dit goed gaan, want God is daar. Daar sal 'n vrede oor ons heers, want God is daar. Asseblief Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. Mag het sommer baie goed gaan met elke een van julle vandag. Mag het met julle wel geluksalig gaan. Kyk mooi na julle self en wees geseënd. Totsiens julle.